'n nuwe Rubicon word ontbloot. Die Rubicon gesprekreeks is opgeneem tydens 'n geleentheid by die AfriForum Theater. Op publieke aandrang deel ons die gesprek hier in dele oor die volgende paar weke. Ek, Roland de Vries, is op 19 Mei 1944 gebore. Volgende jaar is ek 80, was 37 jaar in die army. 99 klaargemaak as die adjunkhoof-van-die-leer, bloot toevallig. Die dag toe ek gebore is, ek het later my pa gevra, hy het die goedkoopste plek gekry waar my ma die bevalling kon gehad het. Dit was ou Ellen, ek was baie lief vir haar, baie respek vir haar gehad, Bessie. En dis waar ek gebore is. Ons het toe later in die vroeë 50 jare van Terwylpark toe getrek. Ek het daar skool gegaan, eers Frikkie Meyer, later toevallig matriek gemaak, 1962 in Transvaalia Hoërskool. Was nie baie lief vir skool nie. Ek was op skool as gevolg van kadette. Ek het al van kleins af enigiets wat beweeg het ek gesaleer. En ek was die domste in die familie. My broer het ingenieur geraak, my sussie het 'n dokter geraak. Ek wou army toe gaan. En een van die waardevolste dinge wat my ma vir my gegee het, is die gediggie Eve, wat deur Rudyard Kipling geskryf was. Ek dink dit is vanaand ook 60 seconds worth of distance run. If you can move with kings but never lose the common touch, you will be a man, my son. Daai gediggie, al my kinders ken daai gediggie uit hulle kop uit. Dit het inderwaarheid 'n lewensfilosofie by my geraak. Maar ek het 'n probleem gehad met skool en op 'n stadium standaard 9 toe vind my ma uit ek het pos gekry en hulle sien ek is baie opgewonde en hulle wil weet wat is in die posstuk. Hulle toe dit onderskep op 'n manier. Toe sien hulle my papiere is reeds ingevul vir die Rhodesiese weermag, klaar onderteken. Ek het klaar treinkaartjies en alles. Ou Ellen het hierdie goeders, by the way, sy was ook die vrou wat my geleer het om nie die F-woord te gebruik nie. Ek sê Wessie, ek sê bliksem en donder, maar ek beloof julle sal my nooit hoor die F-woord sê nie. Maar in elk geval, sy sê vir my toe, Roland, jy sal bly die matriek maak en skool gaan, al moet jou kinders jou toebroodjie skool toe bring. So ek het toe in 62 toevallig matriek gemaak, tweede klas, maar met universiteit vrystelling, wees verbaas daaroor. En toe sê ek, in die hele proses het my pa gesê, ons sal die ou in die army moet kry, en hy klim toe in sy Opel Kapitaan gehad, ons ry toe Pretoria toe, en ons stop daar in Potgieterstraat. Min het ek geweet, ek sou later in daai gebou gewerk het. Ons is daar in toe by 'n kantoor, ons kom by 'n majoor uit. Dit was vir my amazing om 'n majoor in uniform te sien. En my pa gesels met hom en hulle reël toe dat ek leergimnasium toe sal gaan in 1963. En dis waar ek begin het met my militêre loopbaan. Op die stasie geklim in van 'n Terwylpark vereniging. Spoorwegbus. Onthou julle daai ou maroon spoorwegbusse? Sulke ronde spoorwegbusse. Van daar van Terwylpark toe vereniging toe, opgeklim daar, daai stasie in Pretoria wat die ANC later afgebrand het, daar klim ons af, daar's 'n staf Brits, hy boener ons in 'n plat 3 tonner in, ons jaag voortrekker hoogte toe, as jy inkom by die Army gimnasium, die leergimnasium hieronder, was daar so 'n ou panser lesingkamer gewees, en 'n stoor, daar kry ek my staal trommel, en op my rug al die pad bungalows toe, seker 500 tree, hardloop ek met my staaltrommel in my bungalow in. Volgende oomblik kom Samuel Spiggies verster en hy sê rapporteer by die company bevelvoerder. Ek marcheer daar in by die kantoor, daar sit kaptein Hans Moller, hy is my company bevelvoerder, langsom sit Archie Moore, hy is my peloton bevelvoerder. En nou Hans Moller sê vir my, hy sê vir my, maatjie, jy moet net weet, hierso gaan jy afchop. Toe sê vir hom so rustig, wanneer jy kan hoor hoe hy dit vir my gesê, jy gaan swaar kry mannetjie. Dat ek sê, no way, julle gaan my nie breek hierso nie. Toe hy so 'n ligte glimlag op sy gesig gehad, min het ek geweet, ons sou in Augustus 67, sou hy en ek en Henny Schultz saam op valskerm kursus wees, toe kry ons al 3 weer swaar. Maar so is ek terug, leergimnasium toe, 9 maande,
instrukteursopleiding, ek wou nie akademie toe gaan nie. Ek het toe offisierskursus gedoen en in April 64 toe kry ek my aanstelling as assistent veldkornet weer op die stasievereniging ry Bloemfontein toe. Ek het my duffelsak, my R1 geweer, my army klere in, daai bruin army tassie wat ons vir 'n jaar afbetaal het aan, my blou army baadjie, army gym baadjie. Ek sien jy lag, Loggie. Grys broek en 'n das. En ek het 'n ou soet vir my pa gehad, so gryse. Ek het sy skoene gehad, sy skoene het my gepas. En ek het my Dunlop Maxply gehad en 'n fiets. Ek kom Saterdag in Bloemfontein aan. Daar so 'n kopraal wat my kom haal met so 'n kwart tonner. Hy's oop. Hulle laai my by die offisiersmenasie af daar in Bloemfontein. Ek sien is etenstyd. Ek sluip in daar by die kroeg. Wil vir my 'n cream soda gaan koop. Ek sien daar sulke windgat paratroopers, een is bootjie vir vuur, die ander een is langvaan bote, hulle lê so met hulle arms, met hulle jumpers, waaskriege, sulke rooi jumpers, hulle arms staan so. Ek sluip verby hulle, ek sê, "Hi, gaan bestel my cream soda, gaan eet in die menasie." Volgende maandag se eerste keer op kantoorhouding by Majoor Engelbrecht. Ek kry ekstra dienste want ek het nie menasie etiket nie. Dis daai bliksemse klomp paratroopers wat my toe gesplit het. Wat toe gebeur so 'n week later? Ek is amper klaar, Callie. So 'n week later is daar so 'n formele diner, daar's die paratroopers en hulle vrouens, hulle het mesdres aan. Ons second lieutenants, assistent veldkornette, ons het drag 2 aan. Ons moet hulle bedien. Ons moet nou menasie etiket leer. Ek en Mos Grobler, hy's 'n second lieutenant daar saam met my. Ons gaan Werner, julle ouens van nog ou Maase menasie, wat nog daai menasie ken. Ons is daar in die toilette in, ons sien daai groot bruin seep, soos blou seep, maar hierdie was mooi geel seep geweest. Ek sê vir Mossie, kom ons sny hierdie goeters op in mooi blokkies. Ons pak dit op die paratroopers se skinkborde, ons gaan voer dit vir hulle. Al hulle vrouens en paratroopers sit met skuim in die mond. Hulle het geweet dis ons, maar hulle kon dit nooit bewys nie. Ek het nie kantoorhouding gehad daarvoor nie. Dis die eerste keer wat ek bier drink, die heuglikheid dat ons hierdie klomp paratroopers se punt kon gewys het. Daai nag, toe storm ons klomp second lieutenants met ons sabels. Daai sabels wat R12 gekos het, Koos. Hulle is nou baie meer werd. Toe storm ons daar in Kimberley se straat op Kaalgat, toe jaag ons mekaar met hierdie sabels. En dis hoe ek, Roland de Vries, in die army beland het. Baie dankie. Ek gaan bly sit, want anders pak dieselfde siekte my beet, wat die generaal beet pak af voor. Roland, ekskuus. En die feit dat ek vrywillig hier sit, is glad nie waar nie. Daar was, tussen Callie en Roland en hom Koos, was daar messe en wapens en alle goed by betrokke. Anders sou ek nie hier gewees het nie. Ek wil net vir julle sê, daar's baie ons wat hier voor sit. Almal van julle wat hier sit, is baie meer waardig om hier te sit as ek. So ek is baie nederig om voor julle klomp mense hier te sit. Ek dink almal van julle kon hier gesit het. Ek het op Bronkhorstspruit groot geword, daar buite eintlik by Loskopdam. Gebore daar in die bosse. My pa het 'n plaas gehad daar wat afgeloop het in Loskopdam in. En ons was 80 kilos van die naaste mense af. So daar was nie mense naby nie. Die skooltjie wat ons was Bultfontein Laerskool. Ons was byvoorbeeld 5 kinders in standaard 5 geweest toe ek in standaard 5 was. So 'n klein plaaskooltjie. As ons 'n rugby span wou maak, moes ons die meisies en alles in die span sit. Want daar was nie mense vir die rugby span nie. So ons het nie eens rugby gespeel op skool nie, ons het probeer. Maar die girls was op baie stadium nog nie soos hulle vandag lyk nie. Maar dit was nog fyn dametjies daai dag. So ons kon nie 'n rugby span opmaak nie. So het klaar gemaak op 'n baie wonderlike kinderlewe gehad. Jesus, Roland. 'n Ongelooflike kinderlewe gehad. Ons 'n pa en 'n ma wat ontsettend lief was vir ons. My pa het my byvoorbeeld gesoen tot hy die dag dood is. En dan skaam jy jou dood as hy daar by die koshuis aankom en jy's in matriek en jou pa vat jou so groot ou met so 'n dik arms en hy vat jou en hy soen jou en hy sê op jou lippe en hy sê hallo my kind. Jy weet dan die ander kinders kyk jy so half skeef aan, maar dit was uit liefde uit gewees. So dit was ongelooflike dae om uit so 'n familie te kon uitkom
weet eintlik beskerm gewees. Ek net nou vir die ouens vertel, ek dink ek was in standaard 5 of 6 toe ek die eerste fliek in my lewe gesien het. Ek het die eerste hamburger geëet, dink toe ek in standaard 7 was. Ons het nie sulke goed geken op die plaas nie. Ek het saam met my pelle was Matari, ons het skape opgepas daar in die berge, ons het saam groot geword. En daar was, weet in daai jare, ek dink die apartheid ding wat ons vandag ken, het nie bestaan daai jare nie. My pa het almal gegroet, hulle het hom gegroet. Een van die grootste pakslaas wat ek in my lewe gekry het, as kind het ons moet klei laat, my pa het 'n meele gehad op die plaas. En dan kom haal hulle meel daar, hulle mielies, en dan hou ons die semels en allerhande goed, en dan gooi ons kinders hulle met klei laat. En my pa het ons gevat en gesê, daai is groot mense, waar is jou respek vir hulle? Jy weet so, ons het anders te groot geword, as wat ons vandag sien. In 'n geval, so bronkospruit in die koshuis gewees, op hoërskool, dit verskriklik erg gevind, ek dink, iets wat ons almal in gemeen het. Op een of ander manier was ons almal rebelle op skool. Toe ek standaard 6 in die skool kom in die koshuis, toe sê hulle vir my, luister, jou boetie is hoofseun hier, jou suster is op pad om hoofmeisie te word, ons verwag baie van jou. Toe sê ek, ja, julle gaan baie sien van my. En hulle het baie van my gesien. Ek het 'n passerblikkie gehad, wat vir elke pak slaat jy 'n gaatjie. Hy was 'n goeie rasper op 'n stadium, want hy was vol gaatjies. Want ek het net gesê, ek is nie hierdie, my boetie het later 'n ingenieur geword, my sussie het 'n advokaat en 'n prokureur, en almal het gaan swat, dis hierdie, en ek het net gesê, ek stel nie daaraan belang nie, ek wil nie hierdie in 'n blik gedruk wees nie, hoekom weet ek nie, maar op skool het ek totaal die punt gemis, wat ek in die weermag vir die eerste keer besef het. So, op skool het ek, daar's baie mense wat boeke skryf oor die sin van die lewe. En ek het nooit die sin van die lewe op skool verstaan nie. Weet, wat gaan nie aan? Ek hou nie van hierdie in 'n blik gedrukkery, en vandag is dit wiskunde, en as jy nie hierdie goed, dit was vir my nag. Maar toe ek in die weermag kom, 78, weet, ek sou gaan swat, ek was ingeskryf vir aptekerswese. Hier is ek vandag in 'n apteek instap, en ek dink myself, ek moes agter daai toonbank gestaan het. Ek dink ek het daai pille almal self gedrink dan. Want wag, dit was ek sou dit nie gemaak het nie. So, in elk geval, aptekerswese geskiep, en toe my pa het, toe sê ek gaan weermag toe. Infantry skool toe, nou Wessie hulle en 'n klomp ouens sit hier, 78, vir die eerste keer het ek besef in die lewe, waaroor gaan dit? Waaroor is ons op hierdie aardbol? Het gaan oor verhoudings. As jy verhoudings met mense kan begin kweek, dis hoekom die Here ons op hierdie aardbol gesit het, is verhoudings. En ek het in die weermag het besef, daai verhoudings, en ek sal later as ons by die goed kom, weer oor het gesels, daai verhoudings hou vandag, weet ek, hoe lang terug is 78, ek is op 'n groep van infantry skool 78, waar ek dink daar's 40 mense op die groep, wat elke dag met mekaar praat. Daarna van infantry skool af is ek Valskermerleon toe, want Valskermerleon toe baie stadium my groot operasie, wat almal van weet, gehardloop daar in Angola, en ek het gesê, dis die plek waar ek wil wees. En ek is Valskermerleon toe, dit ongelooflik geniet. By Charlie Company ingestap, eers was ek by 'n company met naam van Alpha, saam met Samuel Lantis, die is van die ons wat hom sou ken, en toe is daar 'n ou met die naam van Samir Kitchen en Johan Blau, wat sê, jy kom oor Charlie Company toe. En die Charlie Company ouens sit 'n klompie met soeke maroon t-shirts. Die company of die mense wat die grootste impak op my lewe gehad het, was daai ouens. Want dit is 'n kor ouens wat ek nog nooit in my lewe by mekaar gesien het nie, met ontsettende waardes, beginsels, esprit de corps, 'n ongelooflike groep mense. En op die einde van die dag toe hulle uitklaar in 81, toe besluit ek is klaar met die weermag, want ek gaan nooit weer soeke troepe in my lewe kry nie. Soeke mense, dit nie oor troepe gegaan nie. By Valskermerleon was dit meer 'n samewerking, en die ouens het saamgewerk in die bos. Dit was nie altyd so troep. Ja wel, die troepe, hulle sal dit nie erken nie, of hulle sal dit my nie glo as ek dit vertel nie, want ons het hulle baie rondgejaag, maar dit was 'n goeie verhouding. Van daar af toe bedank ek, toe maak ek klaar. Toe kom direkteur infantry daaraan en hy sê vir my, nee Roots, jy gaan nêrens heen, jy bly net hier. Toe sê ek maak klaar, ek gaan boer. Ek wil op 'n stadium wou ek VK toe gaan, ek het 'n ou ontmoet wat ek groot pelle mee geraak het, toe wil die bevelvoerder nie, ek moet gaan nie. Toe sê ek wel, dan bedank ek. En toe sê nee, jy gaan na Middelburg toe, ons beoog 'n nuwe eenheid, wat ons dink sy naam gaan wees 62 Meg Bataljon groep, want 61 is 'n ontsettende groot sukses, so ons wil nog 'n Meg eenheid stig,
en ons wil die infanteriste wat daar is uitklaar, en ek soek 'n groepie koor-instrukteurs om byvoorbeeld voorsprong aanvalkursus en 'n klomp goed daar te gaan aanbied, en dan die ouens op hulle eerste operasie in Angola in te vat, en dan saam met hulle die pad te loop. So jy's een van daai ouens. So ek het die laaste infantry company van Viersaai, was ek die company se majoor van. En dit was vir my die ontsettendste skok van my lewe. Want ek kom van Valskarabelode het waar almal matriek het, niemand het 'n tatoeëermerk nie, almal kan lees, almal kan skryf, en hier kom ek by Viersaai, en die helfte van die ouens kan nie lees of skryf nie. Ek het nie geweet daar bestaan sulke mense op die aardbol nie. En ek sê vir ou, teken jou naam, hy sê, hy maak 'n kruis. Ek sê, hier is Boeta, maar daar, weet jy, weer eens, daar ontmoet ek mense soos Dave de Wet, Smokey de Kok, net ongelooflike mense, wat weer eens 'n nuwe fase in 'n ou se lewe inlei. So, my hele lewe het gegaan oor mense wat ek op plekke ontmoet, en ouens wat ek tot vandag toe nog die pad mee loop. Ongelooflike mense. As nie vir hulle was nie, dink ek nie het ek enigstens gekom waar ek is nie. Ek dink nie ek sou dit kon maak in die lewe nie. Want dis, my dogter sê vanaand toe as hiernatoe ry, sy sê, pa, ek het nou saam met die paratroopers en ons groot geword, by reunies en so aan. En een ding wat ek besef van julle klomp ouens, een ding is, julle is 'n ontsettende hegte klomp ouens by mekaar, en die tweede ding is, daar's of sukses, of daar's 'n mislukking, daar's niks tussenin nie. Nou ek dink dis hoe die meeste weermag ouens hulle lewe, die ouens wat hier sit, as jy gaan vir 'n ding, dan gaan jy voluit daarvoor. Ek sê baie vir my kinders, dan sê hulle, ja maar pa, as ek doen net, begin net. As jy net begin, kan jy klaarmaak. Ek het van Angola af teruggekom na, 84, ja. Toe besluit ek, weet jy wat, dinge begin verkeerde kant te loop. Toe kry ek 'n aanbod by Eskom, om hulle te gaan help om 'n opleidingsentrum te stig, of om te betrokke te raak by 'n opleidingsentrum wat nasionale sleutelpunte. Daar het ek weer ouens ontmoet, soos Louis Thackeray, en ek kan name noem, wonderlike mense, almal ex-militêre ouens, wat vandag nog saam met my in groepe sit. So my hele lewe bestaan uit mense wat my eintlik gedra het tot waar ek vandag is. Na Eskom was ek vinnig, dis die laaste storie, was ek vinnig, het die Raad vir Sekuriteitsbeamptes my gevra, op daai stadium was daar geen standaard nie, almal het gemaak net wat hulle wil, jy het ou van die straat afgevang, en 'n uniform aangetrek, en dan sy sekuriteitswag, om standaarde te help skryf. Hulle het my aangestel, eers by ook 'n weermag ou geleer, oom Danny Nielsen, wat 'n ex-panser ou was, 'n briljante ou man, en toe hy die dag loop, toe sê van, jy vat my pos oor as direkteur opleiding van die Raad vir Sekuriteitsbeamptes, en ek het gehelp om die standaarde te skryf, en al die goed te skryf wat vandag nog eintlik in die sekuriteitsindustrie bestaan, en hy selfe tyd by 'n maatskappy begin met die naam van Ubuntu, en ek maak vandag klaar, en Ubuntu doen ons sekuriteitsopleiding, ek het al die kursusse gaan skryf, van graad E tot A, gewapende reaksie, en al die verskillende goede, en dan al 'n klomp groot maatskappye gebruik my boeke, en die kursusse kom dan terug na ons toe. So, dis min of meer in 'n netedop. Daar's my wonderlike familie, wat party van hulle hier sit. Rubicon word